Hello everyone and welcome back to Uncle Nubby's channel. I'm going to make a video today and I'm going to talk in Afrikaans just for the fun of it, to show the people in South Africa this part of the world. So goeiemôre almal, is oom Nubby hierso en ek het vandag 'n bietjie geraai vir kursus en ek is in Melbourne aan die suid van Australië. En ek het net gedink, is 'n lekker dag om 'n bietjie rond te raai en 'n video te maak en 'n bietjie te wys hoe lyk dit in hierdie kant van die wêreld. So ek het besluit om Boundary Road van een einde tot die ander te ry. So julle kan sien hierso is 'n Technology Street, Technology Drive en Boundary Road. So dis waar ek begin. En die pad gaan vir so 22 km. So kom ons kyk wat ons kan sien. En as julle die video geniet, laat my weet. En as dit nie baie lekker is nie, dis okay. Kyk met iets anderste. Maar ek het net gedink, nie almal het die voorreg om oor see te gaan nie of te sien hoe lyk dinge. So ek net gedink is iets anderste. Dis 'n mooi lente dag hierso. Dis ook lente in Suid-Afrika. Ons is so 37 grade suid. So ek is nou Boundary Road. Dis in die weskant van Melbourne. Melbourne is so 37 grade suid, so dis nogal ver suid. So dis verder suid is Kaapstad en kan nogal koelerig word. Selfs vanoggend was daar 'n bietjie ys op die windscreen en 'n bietjie ryp op die velde en so aan. So Melbourne is 'n stad van meer as 5 miljoen mense. So is nogal 'n groot stad. Terloops, dis basically 100 km by 100 km. So dis 10,000 vierkante kilometers. Square kilometers in Engels, baie groot. So die weste kant van Melbourne, waar ek nou is waar dit groei. Daar's minder mense aan hierdie kant. Daar's 'n paar redes vir dit. Basies die ander kant van die dorp is meer groen. Daar's beter grond en daar's meer reën. Want daar's meer berge wat die reën vang. So hierdie kant is nou besig om te groei. Die ander kant is basies klaar opgebou. So is 'n bietjie verkeer, maar hooplik sal dit opklaar. Julle wonder dalk hoekom is ek Nubby of oom Nubby of Uncle Nubby? Dis maar net 'n bynaam. Toe ek klein was, het ek met my sussie gespeel en sy het ma gespeel en ek het die baba gespeel. Wat eintlik nogal snaaks is, want ek is ouer as sy. Maar anyway, dis waar die bynaam Nub gekom het. En toe word dit Nubby. En toe ek 'n oom geword het hulle my sommer net Uncle Nubby genoem. Want in Australië is almal basies Engels sprekend. Ek het getroud met 'n Aussie vrou en dit het so 16 jaar gehou. Toe het ek besluit om terug te gaan na wat ek moes gedoen het in die eerste plek. En ek het 'n Afrikaanse vrou gekry. So ons praat Afrikaans by die huis. En dis eintlik iets wat ek gesê het ek sou doen toe ek 8 jaar oud was. Toe my ouers eers gesê het, julle kom Australië toe. Toe sê ek, dis nice, maar ek gaan in die case 'n Afrikaanse vrou kry. So ek het aan die einde, ek is baie lief vir haar, sy is 'n baie goeie vrou vir my. En hy praat dus Afrikaans by die huis. En my Afrikaans het nogal verbeter. So dis nou so 20 minute voor 1.
En ek dink ek moet dalk in die ander baan gaan. Want daar's klaar 'n bietjie verkeer. Hierdie area is 'n bietjie meer industrial. En dis maar net hoe dit is. Maar baie van hierdie lorries gaan na die ring road. So jy kan dalk sien daar voor is daar 'n groot freeway, overpass, en baie van hulle gaan daai kant toe en dis die ring road. So ons het nie heeltemal 'n ring road om Melbourne nie, hulle is besig om klaar te maak. En dit sal 'n baie goeie ding wees. Want dan kan jy basies om die stad ry en dan op die main freeways ry as jy Sydney toe wil gaan of ander plekke. So die eerste ding wat ek wil sê is die spoedlimit hierso is 'n bietjie laer as in Suid-Afrika. Gewoonlik kan jy, daar's iemand vir my werk, dit is nog interessant. Gewoonlik kan jy 100 ry op die snelweg, partykeer 110, maar jy kan beslis nie 120 of 130 of enigiets soos dit doen nie. Want die top speed limit is net 110. So hierdie pad waar ek ry is 'n bietjie in die backblocks, so te sê. Is 'n goeie pad op party gedeeltes en dan is dit nie so lekker pad nie. Maar ek ry hom want ek ry huis toe en dis 'n stiller pad. Lyk nog nie so nie, maar ek gaan meer in die platteland ry binnekort. So die ander ding wat ek wou sê is obviously ons ry aan dieselfde kant as in Suid-Afrika. En dit is nogal nice, want ek is gewoond aan dit. Baie van die lande waar die Engelse was, ry maar aan die linkerkant. Ek is al, wat is dit nou, 42 jaar in Australië, so Afrikaans is nie so skerp as ek wil hê nie, maar ek probeer. En dis nice om bietjie in Afrikaans te kan praat. So in Australië, ons het redelike goeie paaie, behalwe soos ek sê, as jy nou bietjie uit die dorp ry, word dit bietjie slegter, maar dit is soos oral. Ons padtekenings is basies dieselfde as in Suid-Afrika, maar bietjie meer groen, julle partykeer blou. Ons het ook blou, maar nie so baie nie. Die tekening is meer in groen en wit. En dan ons skouers, of die shoulder, op die freeways, Suid-Afrika gebruik julle geel verf, ons het dit nie. Aan die linkerkant, wat julle dalk kan sien of nie, maar anyway, daar's 'n solar panel, plaas, solar panels. So ek gaan meer praat oor goed wat ek sien aan die regterkant. Ek dink dis wat julle sal sien. So een van die eerste dinge wat jy sal soort van sien wanneer jy Australië toe kom, is daar's minder mense wat rondstap. Daar's net minder mense. Ons het so 26 miljoen mense in die hele vasteland. As ek Suid-Afrika toe gaan, wat ek nie baie doen nie, een van die dinge wat jy sien is, daar's baie meer mense wat net rondstap. So die land voel nogal leeg vir my. Aan die regterkant is daar wetlands, Anderson's Wetlands. So ek weet nie wie meneer Anderson was nie, maar is nou so 'n bietjie water te sien ook. Dis eintlik 'n bietjie droog vir hierdie jaar. Ons weer is soos die Kaapse weer, so ons kry eintlik winterreën.
Maar ons het 'n bietjie minder reën gekry hierdie jaar. So die probleem met dit is wanneer dit somer raak, dan het ons baie brande. Ons noem dit bushfires. En die bushfires kan nogal kwaai wees hierso. Partykeer moet hulle helikopters kry wat die water laat val. En partykeer kom hulle selfs van Amerika af. En een van die groot helikopters se naam is Elvis. En partykeer kom mense van ander provinsies om te kom help, want Victoria is baie vol bome, maar julle sal nie my glo nie, want waar kry vandag is 'n bietjie meer gras, meer savanna, net soos in Suid-Afrika. Maar op die algemeen, ander kant van die stad en baie van die provinsie is vol bome. Ek sal sê seker 1/3 van die provinsie is net bome en woude. En so as dit begin droog word, dan is dit bietjie scary. In Amerika het hulle baie bome ingevoer van Australië en later uitgevind dat hulle brand. So die brande wat jy kry in California is 'n gedeel van die rede is dat eucalyptbome ingebring van Australië. En die eucalyptbome of die blue gums of in Suid-Afrika sal die bloekom, want dit is ook ingebring. Daar's baie soorte obviously. In Suid-Afrika het jy meer acacia soort van bome. En hierso is die eucalypt soort van die main soort van boom. En party van hulle maak olie. En daai olie kom uit. En dan as dit droog word in die somer en iemand gooi 'n sigaret uit die venster of donderstorm kom met weerlig, kan daai olie aan die brand slaan en die hele woude kan aan die brand slaan en vinnig versprei. En ek weet nie of julle al gehoor het nie van die Blue Mountains. Dit is daar by Sydney en is blue want dis die olie wat uitkom van die bome, van al die eucalypt bome. So nou ry ons in 'n westelike rigting, want dis waar ek woon. En ek het net besluit, dit is 'n interessante paadjie, so kom ons maak maar 'n video. Dit is my eerste keer op hierdie pad. En soos ek sê, ek het hom geraai want die snelweg was 'n bietjie besig vanoggend. Dit is 'n bietjie langer pad, maar ek geniet dit om 'n bietjie meer rustig te ry. Ek sukkel die laaste rukkie met my bloeddruk, so die laaste ding wat ek wil hê is nog steeds. En ek het 2 keer die laaste maand by die hospitaal beland. En ja, so is net die genade van bo dat nie 'n hartaanval gehad het nie of iets. So ons nommers, ons dae is getel op hierdie aarde. Dis eintlik wat ek wou sê. So wie weet, as jy nommer kom, dan kom hy. Ons gereed wees. En